ek wil nog een vinnige punt maak, 'n stelling Okay. maak. Is 'n ou wat gesê het hy sien kerk as amper soos die medic tent, right? Jy's in 'n oorlog, jy's besig met die oorlog en dan gaan jy uit die dag en jy gaan beklei en dan die aand kom jy terug en jy gaan na die infirmary toe, die medic tent en jou wonde word toegemaak en jy word bietjie getroos en verstaan jy word bietjie water gegee en medisyne en goed. En die volgende oggend, wat moet jy doen? Hey, ek moet weer uitgaan. Ek moet weer op die front lines gaan staan. Yes. Verstaan jy? Ekskuus. So maar ja, Yeah. wat is jou gedagte daarop, né? En dis so cool. Ek dink jy kan seker die movie onthou en baie van die mans wat hierdie kyk sal dit love, Black Hawk Down. Jy weet onthou die movie Black Hawk Yes, Down, né? great Ek sal movie. dit seker een keer 'n jaar kyk, nee. Dit is vir my so great. Obviously die true story account en maar daar's 'n deel aan die einde waar na al die chaos, jy sal dit onthou, na al die geveg, na al die fight, dis so naby aan die einde van die movie, dan kom die ouens bymekaar by die amper half die basis, die headquarters. En van die ouens wat nou klaar is, kom eintlik daar om nou 'n bietjie die healing te kry, jy weet, en te Yes. recoup. Maar een van die Delta Force ouens wat in die geveg was, hy's weer terug en hy's besig om te eet en weer te reload. Yes, ek het vanoggend met 'n vriendin toe chat ons gaga se vinnig, jy weet, en ons praat oor die hele ding van 'n groot Christen versus 'n klein Christen. Mense gooi baie keer daai term rond en mense het Ja. eintlik op 'n punt gekom. Ja, maar dis maar net my gevoel. Ek dink die term van groot Christen en klein Christen irriteer mense amper half, jy weet, want dit laat mens altyd voel jy's hierdie opmeting, maar jy groei, jy weet, mens journey en ek dink nie die Here meet ons journey die manier soos ons meet nie, jy weet. Boys, we better run. 'Cause when the cards at the table, we leave ourselves aside. Boys, let's stop the rush. 'Cause when our heart takes a hide and we leave ourselves a ride. Goeiemôre julle, welkom terug by nog 'n episode van die Hansman Show. Nou, vanoggend is ons weer aanlyn want my gas sit in die Kaap in Bellville, Tygervallei area, by sy kerk. En man, Rian is net iemand wat ek ontmoet het online. Dis eintlik amazing. Jy weet die voordele van tegnologie is dat ons hierdie goeders kan maak werk. Dit is en dit kan gebruik vir die kingdom. So ons is dankbaar om vir Rian hierso by ons te hê. Rian, baie welkom man. Baie dankie. Dit is ek ken nie jou storie nie en soos baie van my gaste verkies ek soos meeste 95% van my gaste verkies ek dit so. So ek is excited om jou storie te hoor en ja, julle so ons sit met Rian Nel, net om sy van ook net 'n goeie introduction vir hom te doen wat waardig is. Maar voor ons in die chat inkom, wil ek julle graag vra om asseblief soos altyd net te like en te comment en te subscribe en as jy nou vir die eerste keer hier is, baie welkom en vir die returning ouens, welkom terug. Ek is Adrian Skewers en ek is die gasheer van die Hansman Show en hierdie show bestaan om God te verheerlik, om mense se stories te vertel en ja, ek sê dit nou hierdie jaar baie, maar ons unofficial motto is stories is ons besigheid en die koninkryk is ons doel. En daar's 'n vers in die Bybel wat sê by the we will overcome the enemy by the blood of the lamb and by the word of our testimony. So ons staan op daai woorde en dit is 'n teks wat vir my gegee is so ja, geruime tydjie gelede wat ek vir die Here gevra het, gee vir my ietsie wat hierdie show kan bevestig uit die skrif en dit was daai teks gewees wat toe na baie gebed en soeking opgekom het. So ja, ons is opgewonde om Rian hier te hê.
Ek kan nie veel van 'n intro doen nie, soos ek vir julle gesê het. Ek het vir Rian ontmoet online. Hy kyk die show ook en hy is ja, hy's net 'n kyker en 'n broer in Christus en ons is ja, opgewonde om hom hier te hê. Ek weet hy is betrokke by 'n bediening, by 'n kerk en hy is in die musiek bediening daarso en dalk nog iets anders wat ek nie van weet nie. So ons gaan nou al daai goeters hoor. Rian, okay, nou gaan ek nie vir die kamera direk kyk nie, nou gaan ek vir jou kyk. Welkom hier man. Gee vir ons so 'n bietjie agtergrond en wie jy is, waar jy vandaan kom en wat jy doen en beantwoord 'n bietjie van daai vrae wat selfs ek op die stadium het. Right, yes man. Ja, baie dankie dat jy die vertroue in my het om my sommer te nooi en nie baie van my te ken nie. Dit is amazing en ek like wat jy doen dat mense net hulle stories kan share en hoe hierdie net 'n lekker gesprek is, nê, want gesprekke is cool en gesprekke hoef nie forced te wees nie en ons kan sien wat die Here kan doen hier. So ja, 'n bietjie van my. Ek is Rian nou en woon in die Kaap. Eintlik ek sal nou eintlik maar share hoekom eintlik al groot geword all over the show in die land. Ek kan wel sê, jy weet. Ek is in fulltime ministry, maar ek kan amper sê dit voel vir my ek is in fulltime ministry al vandat ek 'n baba is. My ouers is in die bediening vir 'n klomp jare gewees en ek en my boetie en my sussie was net altyd deel van ministry gewees. Sure. Ministry wat ons geken het. En deur skool gegaan en probeer in vir daai, you know how it goes, jy weet, klomp drome, klomp aspirations van polisieman word tot houtkapper word tot argitek word tot musikant word tot enigiets. Ek dink dis maar die lewe van iemand wat lewe in die regterbrein is, mens wil alles wees, jy weet, tot 'n superhero. Maar ek het altyd binnekant geweet ek gaan eventually opeindig waar die Here my gebruik, wherever, jy weet. Jy het dit nou so genoem, ek is tans in die musiekbediening betrokke by ons kerk. Ek is by default maar 'n musikant at heart. Maar ook iemand wat regtig die Here wil volg, jy weet. So ja, ek is fulltime in die ministry van so 2008 se kant af. Love it om in die kerk te wees, love it om met mense te connect en so. En net om te sien hoe Jesus bekend gemaak word aan elke hart en elke mens. En soos mense in die bediening is, kom ons in kontak met baie verskillende mense, baie verskillende journeys en weer eens soos jy noem op gesprekke, net om te sien hoe die Here harte aanraak en hoe mense bewus raak van wie Jesus is. Ja, ek is getroud, ek het 2 kiddies, ek het 'n beautiful vrou, my familie is awesome. Ek sê noudag vir iemand in elke gesprek waar ek is dit my funny om te sien hoe ek verander in die ultimate dad, want as 'n mens praat oor kinders, as jy weer kyk is my foon uit en ons het foto's van my kids en my vrou. So ek het in 'n dad verander, man. Ja, so love it though. Ja man, dis awesome. So vertel my 'n bietjie, jy sê jy het baie jy het all over the show groot geword en jou ouers was in bediening nog, so jy het eintlik maar groot geword in die kerk, right? Vertel ons 'n bietjie daarvan, soos wat doen jou paal, hoe is hulle in bediening, is hulle pastoor, is hy 'n pastoor of jy weet, share 'n bietjie daaroor. Verseker, ja. Ja, so vandat ek ken, ek meen ouers in die bediening, vandat my verstand begin werk, ek weet dat ons was altyd met ministry betrokke, jy weet, en my ma en my pa sterk as 'n koppel. Dis die een cool ding wat ek regtig honor is om te sien hoe 'n koppel regtig bediening volg, jy weet. En ons my pa's nou in sy 70's, jy weet, so hy's technically volgens die wêreld se ways nou maar afgetree, maar ek dink aftrede is by my pa net 'n it won't necessarily happen, jy weet, dit is nie 'n einde van hom nie, weet, my pa's mid-70's, maar hy het te gou in hom nog steeds, jy weet. Yes man. Maar great is maar als my pa nie meer voltyds in die ministry nie, is raar om te sien daar's nog 'n hart vir bediening, jy weet. So dis altyd wat ek geken het van my ouers. Daar was my ma was 'n onderwyseres vir 'n klomp jare gewees, maar ook het sy dit was haar profession, maar sy het altyd ja gesê om deur die Here gebruik te word, jy weet, en lewens aan te raak. Ja, ek het soos ek sê, ek het maar deur my school journey gegaan en altyd geweet die Here gaan ons in 'n vorm van ministry gebruik, of dit nou fulltime is of dit nou
jy weet, vrywillig is. I always knew that. Ja. En ons het van die begin af geweet om ja te sê vir hoe hy jou wil gebruik in die calling is 'n powerful ding. So ja, soos ek sê, ek het so in 2008 se kant het ek voltyds betrokke begin raak by 'n kerk, eintlik as 'n jeugbediening. Yes. En dit was my amazing want ek het eintlik maar gewerk van die voorbeeld af van wat ek gesien het van leiers bo my. Jy weet, daar was altyd leiers wat vrywillig hulle tyd gegee het om in 'n pad van discipleship met ons as kids tyd te spandeer en 'n deel van dit het my altyd gevul met passie om dit ook verder te vat. So toe 'n gap oopgaan by die kerk daai tyd om te werk met tieners, toe sê ek, yes, sign me up, al die. Nice. En eventually, jy weet, omdat ek maar 'n gitaar in die hand gehad het en 'n bietjie kon sing, toe ek weer kyk, toe gebruik die Here my by die worship ministry van 'n kerk. So nou klomp jare later, ek het nou jy weet, ek's nou laas jaar het ek 40 geword en as jy weer kyk is jare aan en mens doen klomp ministry dinge. Maar ek dink die belangrike ding by my wat ek altyd besef is ek moet vir myself altyd sê dat die Jesus wat ek leer ken het by my ouers en die Jesus wat ek leer ken het by kerk. Ek het jare terug se boek gelees en ek het nou die naam van die author vergeet, maar die tema van die boek het groter impak my gemaak obviously as die author. Maar dit is nou Own Your Faith, en het gaan daaroor dat basies it's your own faith. Die konsep van die boek het gegaan dat ons word so groot deur, jy weet, jy het hierdie Christianity nou maar gekry, jy weet, you grew up in dit, maar kom 'n punt in jou lewe waar jy besef hierdie Jesus wat jy van lees en die Jesus wat jy van hoor, dis jou Jesus. Mens moet dit grasp en mens moet tyd spandeer en die persoon Jesus leer ken in verhouding. En so ek het myself altyd remind, ook al ek fulltime in die kerk is, of fulltime in ministry, mag ek nooit die grasp verloor van die krag van 'n living God, wat ek kan leer ken. Jy weet, want anders raak dit net kopkennis, en dit raak net theorie, en dit raak net oulike gedagtes. So ja, dis 'n kerk journey, maar dit is chapter 1 van ek dink 800 chapters. Ja, ek dink ons het 'n lang podcast nodig vir dit. Ja, nee, ek like wat jy sê, in die sin van ons is baie keer gelukkig om met die Jesus te hardloop wat ons geleer word om te ken. En dit is nie, daar's 'n verskil tussen om geleer te word om iemand te ken en om iemand te leer ken. En dis eintlik wat jy sê, jy weet, moenie net selfs wat die pastoor of jou sonnaarskool tannie of sonnaarskool oom of wat ook al vir jou vertel van Jesus nie, vat dit, maar soos die Bybel self sê, toets alles met die woord. Meet alles met die woord, en soos Paulus geskryf het oor die good bereans, jy weet wat hulle gehoor het, gevat het en dit gaan toets het met die skrif, alles. En self in te spring, en self met God te journey, en nie net te aanvaar dat, want ek het 'n groot gripe met mense wat net Sondag kerk toe gaan, en dis hulle Christianity, dis hulle relationship met God is net Sondag kerk. Ek het niks teen kerk nie, ek love kerk, ek sal vir enige iemand sê om by 'n kerk in te skakel, maar dit gaan nie soveel oor die kerk nie, verstaan, dit gaan nie soveel oor die get together op Sondag nie, maar dit gaan oor die goed wat ieder daar gebeur, of die goed wat jy daar uit leer en uitvat in die wêreld in, want dis eintlik wat 'n kerk moet wees, dit moet 'n plek wees waar jy equip word om uit te gaan in die wêreld in, en want die kerk gebeur daar buite, verstaan jy, so ek is soos, dis wat Jesus vir ons gesê het, right, en Jesus challenge, ek is so gechallenged die laaste jaar met hierdie konsep van kerk, en want kerk, soos wat jy nou van praat, jy weet wat die bediening is 'n plek, yes, dit is 'n plek, dis 'n gebou, dis iewers waar mense kom, daar's worship, daar's 'n struktuur, en verstaan jy, maar dan is daar die kerk, wat Jesus van praat, die liggaam, en 'n liggaam is 'n bewegende ding, 'n liggaam is nie iets wat op een plek stil staan nie, dis iets wat uitgaan en goed gaan doen, en dis soos daai liedjie van, ek dink is Casting Crowns, wat
wat eintlik daai vraag vra. Hy sê if we are the body, why aren't the hands healing? Why aren't the feet moving? En dis die ding, verstaan is soos daai hele ding konsep van okay, kerk is awesome en is belangrik en daai fellowship is amazing. Paulus sê self ons moet nie die by mekaar koms van gelowiges mis nie. Maar daai by mekaar koms van gelowiges is nie net een keer 'n week op 'n Sondagoggend nie, right? Dit is as jy gaan koffie drink saam met iemand, is dit 'n bymekaar koms van gelowiges. As jy by iemand buite as jy wag vir jou kinders buite die skool en 'n gesprek het met 'n vriend of met iemand, dan sit dit bymekaar koms van gelowiges. En wat ek dink Paulus eintlik daar gesê het is moet dit nie mis nie. Moenie daai moment mis nie. Verstaan jy? Dis soos ek sê nie dit is wat ek sê nie, maar dis wat ek daar uitgevat het. Soos don't miss the moments to be the church. Don't miss the moments to be the body of Christ. En ek dink dit is so dis soveel meer awesome en exciting om te dink soos waar ook al ek gaan, waar ook al ek beweeg, daar is my naaste, want Jesus sê vir ons jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die ou wat letterlik in my peripheral inloop, in my kom ons gebruik nou die Gen Alpha term aura, in my aura inloop, nê, in my space inloop. Daai ou is jou naaste. Wat sê Jesus vir ons moet jy doen met daai ou? Hy sê jy moet hom lief hê soos jouself. Nê? En oral waar ons gaan, het ons die geleentheid om die liggaam van Christus te wees. Amen. Maar ja, so ek ja, dis net soos 'n bietjie van 'n bietjie van 'n rant, maar is ook 'n bietjie van 'n net soos 'n kind of a wake-up call wat ek wil hê, man, ons moet beter doen. Ja. Die kerk, die liggaam van Christus, ek, jy, ander mense, die ouens wat hierdie kyk, die ouens wat dink dis okay om net die stoele te gaan volmaak elke Sondag. It's not okay. That's not what Jesus called us to. Verstaan? Dit is soos dis great om kerk toe. Dan gaan ek love it en ek's bly jy's by die gemeente. Maar wat kry jy daar? Is jy daar om te serve of is jy daar om te ontvang? En ek wil nog een vinnige punt maak, 'n stelling maak. Is 'n ou wat gesê het hy sien kerk as amper soos die medic tent, right? Jy's in 'n oorlog, jy's besig met die oorlog en dan gaan jy uit die dag en jy gaan beklei en dan die aand kom jy terug en jy gaan na die infirmary toe, die medic tent en jou wonde word toegemaak en jy word bietjie getroos en verstaan jy word bietjie water gegee en medisyne en goed. En die volgende oggend wat moet jy doen? Hey, ek moet weer uitgaan. Ek moet weer op die frontlines gaan staan. Verstaan jy? Ekskuus. So maar ja, wat is jou gedagte daarop, man? Yes, dit is so cool want dit is so dit wat jy noem, dit is so passion op my hart ook. Vat dit van ou af wat ek meen so betrokke is by kerk, jy weet, ek share daai passion om te weet dat die binne is belangrik. Jy weet, binne die 4 mure is super belangrik, maar daar buite is daar's so baie wat nog gedoen kan word en mense wat bewus kan raak van Jesus. Jy noem nou van daai Casting Crowns song. Ek onthou dit toe daai song uitkom. Daai song het my geruk, nê, want besef ek Jesus the body, jy weet wat the body beteken. Ek meen hy wil praat, hy wil beweeg, hy wil heal, maar hy sê wie gaan my hande wees, wie gaan my voete wees. En dis so cool. Ek dink jy kan seker die movie onthou en baie van die mans wat hierdie kyk sal dit love, Black Hawk Down. Jy weet die movie Black. Yes, great movie. Ek sal seker een keer 'n jaar kyk, nee. Dit is vir my so great. Obviously die true story account en maar daar's 'n deel aan die einde waar na al die chaos, jy sal dit onthou, na al die geveg, na al die fight, dis so naby aan die einde van die movie, dan kom die ouens by mekaar by die amper of die basis, die headquarters. En van die ouens wat nou klaar is, kom eintlik daar om nou 'n bietjie die healing te kry, jy weet, en te recoup. Maar een van die Delta Force ouens wat in die geveg was, hy's weer terug en hy's besig om te eet en weer te reload. En hy maak reg om weer in die field te gaan, om weer te gaan ouens red en ouens te gaan help. En daai deel laat my baie dink aan wat jy nou sê ook al die jare van kerk is belangrik in die sin van dit is daai headquarters, dit is daai plek waar ons by mekaar kom om te recoup, om net ons bearings by mekaar te kry. Maar wanneer ons reload en ons rus, is daar 'n plek daar buite.
En die laaste paar jaar in my journey van ministry besef ek, die binne die kerk maak my vol en dis passionate en ek love it en ek sal dit love doen. We don't bash that, it's great. Maar ek raak lewendig wanneer ek in die trenches is. Yes, man. Yes, En man. ja, ek het een of twee stories van dit net van waar die Here net vir my kom wys het hoe die Here eintlik intertwined is in die wêreld daar buite. Hoe Ja. Jesus involved is. En ek Yes. besef voor ek share, ek dink baie keer, ek dink aan die storie van Saggeus, nê. Ja. So baie Saggeuse daar buite. Jy weet wat so graag Jesus wil sien. Yes. Ek meen in die wêreld daar's verskillende people daar buite, daar's bad mense, slegte mense, goeie mense, maar mense wil sien wie Jesus is. En Yes. so Saggeus oor hurdles en obstacles geklim het om hom te kan sien, beleef ons as mense wat dieselfde wil doen. Yes. En kerk Christene moenie nog obstacles en bome plaas vir die Saggeeste om uit te Nee. kom Jesus te sien. 100%, ou. 100%. Ek love it, ou. Kan ek gou, sorry, kan ek op jou punt, nê? Ek het nou, sorry, ek het gou 'n ding gesoek, nê? En hierdie is 'n ding wat vir my nogal so in lyn is met wat ons nou die topic waarop ons nou is. En sorry, ek moet gou ek hou met my kamera ook op. Okay, so dit is van Theodore Roosevelt. Ek weet nie of jy al hierdie gehoor het nie, maar hierdie is soos een van die coolste stuff wat ek gelees het in die laaste paar jare. Dit is net so vinnige speech, segment uit 'n speech uit wat hy gegee het, wat hy gesê het, "It is not the critic who counts, not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is currently in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs, who comes short again and again. Because there is no effort without error or shortcoming." En ons ken dit baie goed, né, as Christene. But who does actually strive to do the deeds, who knows great enthusiasms and great devotions, who spends himself in a worthy cause, who at the best knows in the end the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who neither know victory nor defeat. En dis amper die hele ding van mic drop. Ja. En dit is amper die hele ding van, is jy in die stands? Kyk jy die lewe of is jy in die arena? Is jy die ou wat daar agter sit in die skare en skree, jy weet wat vir Caesar wys, thumbs up of thumbs down, of is jy die ou wat daar in die fight is, wat besig is om te beklei? En dit is die hele ding, en dit is so Bybels, want Paulus sê vir ons, run the good race. Verstaan jy? Hy sê, jy's nie die ou op die stands nie. Jy's die ou op die baan. Ja. Jy's die ou wat besig is om te hardloop. Jy's nie die ou wat sit en kyk nie. Maar van ons besluit om liewer 'n toeskouer te wees in die lewe. Ja. En ek dink regtig, man, ek dink ons twee goed besig om te gebeur, en dan wil ek hê jy met daai stories waarvan jy gepraat het vertel. Ekskuus. Daar's twee goed wat ek dink besig is om te gebeur in die liggaam van Christus. Die een is, God roep ons amper terug na die infirmary toe. Hy sê, kom terug, recoup, educate yourself, kry wysheid, en raak bietjie rustiger met raak bietjie ontslaaf van al die noise van die wêreld, want ons baie noise, en dis amper daai hele ding van waar Jesus vir ons sê, jy weet, there will be wars and rumors of wars, but see that you do not be dismayed, soos ons moenie bekommer oor nie, ons moenie ons koppe verloor in die chaos nie. Kom terug, raak rustig, kom na jou skuiling toe, wat ek is, en dan gaan ek jou uitstuur, want dan soek ek God soek ware soldate om uit te gaan, en soos, let's go out and do this thing, right? En ek dink dit is die twee goed wat ek
ervaar besig is om te gebeur in die liggaam van Christus. So baie van my Christenvriende en ouens in leierskap, pastore, sê vir my soos God, dis amper asof hulle downscale met hoeveel hulle doen, maar die goed wat hulle doen is soos heavy intentional, heavy effective, baie meer intimate, intiem, jy weet, focused efforts. En ek dink dit is, ek weet nie of jy dit ervaar nie, ek is nuuskierig, ek bring hierdie hele ding op, want ek is nuuskierig om te hoor of jy 'n soortgelyke ding ervaar in julle bediening. Ja, definitief man. Die groot fokus is rarig om te sien wat se impak mens kan maak daar buite en waar die equipping eintlik van die saints is baie belangrik. Want mens besef dat ons is sterk op dit waar jy besef met 'n kerk soos ek dit na kyk, jy weet, besef mense en kom ons kyk na klomp kerke in 'n omgewing byvoorbeeld, jy weet, groot kerke, klein kerke, great and effective in hulle ministry, maar daar's 'n span van leiers en herders wat gewoonlik voltyds is en dit is gewoonlik 'n baie kleiner span. Jy weet, jy het 'n persoon vir dit en jy het 'n persoon vir dat en verskillende rolle wat vervul word. Maar vir 'n wêreld daar buite besef ons dat die 4 of 5 of 6 mense wat aangestel is by 'n kerk is, hoop hulle is nie genoeg om die impak te maak op buite nie. So that's where the equipping of the saints comes in. Om mekaar te kan bedien, maar ook om te besef daar's 'n verskil wat buite gemaak kan word. Jy weet. So dis definitief met dit. Ek het nou 'n gesprek gehad met iemand en waar ons besef het die effort wat gemaak word by gemeentes en by ministries van byvoorbeeld sendingwerk. Nou hoor maar, ek love sendingwerk. Ek meen my ouers het amazing sendingwerk gaan doen in plekke in die wêreld, jy weet. En ek wonder dit. So ek love die feit dat ministries effort en inisiatiewe in plek sit om mense te laat sendingwerk doen en daar's mense geroep vir dit. Maar toe dink ek nou eendag, maar deesdae die tye se verander dat sê nou maar jy het 'n hart vir Pakistan. Jy weet, die Here praat met jou met Pakistan en jy moet daar gaan werk. Deesdae hoef jy nie meer geld bymekaar te skraap om Pakistan toe te gaan nie. Jy kan na die naaste shopping center toe gaan want daar's 'n tegnologiewinkel. Jy weet 'n persoon van Pakistan wat jy kan gaan tyd spandeer. Jy weet, ek dink dan net aan daai tipe staf en ek hoor maar, ek love dit as mense gaan en vlieg na plekke toe, maar in ons land is daar pockets van ander lande en ander wêrelde in ons wêreld waar jy oor kan die pad kan gaan en die lig net skyn en dan impakteer jy die wêreld. So die wêreld in plaas van ons wat na die wêreld toe gaan, the countries are coming to us basically. Maar dit het my baie kom challenge in die sin van oral waar ons gaan as kinders van die Here, ons is sendelinge. Jy weet, en hier sien die Here my kom challenge het so 3 jaar terug omtrent, as ek die storie mag share. Ja, asseblief. Nou, dit was so 'n amazing moment en ek dink weekliks daaraan. Nou so 'n bietjie meer van my, omdat ek in die musiek is en daai tipe stuff, ek hou van verskillende musieksoorte en ek love dit, jy weet, en ek is particularly fond en baie crazy oor metal, jy weet, ek love metal, jy weet, I love it, jy weet. Ek is ook 'n closet metal fan. That's it. Actually, metal fans unite. Here we go, né? So snaaks voor ek die storie share, ek wil 'n funny ding deel. Toe ek 'n tiener was, toe 'n ander persoon wat ook 'n pastoor se kind was vir my gesê, hoorie, maar Rian, net dat jy weet, hierdie metal ding is net 'n fase hoor. Van net oorblaas en ek wil amper vir hom vandag 'n boodskap stuur om te sê oor hy het dit vir my gesê toe ek 18 was. Vandag is ek 40. Die metal wat ek luister is nou harder, swaarder, donkerder. Dit is nie 'n fase nie, dit is nou meer epic. Ja, die fase gaan nog aan, hè. Die fase gaan nog aan, hy evolve sterker. So surprise vir die fase ou, maar maar wat gebeur het so 'n paar jaar terug, het ek en 'n paar buddies van my, een van my beste vriende, drum toe vir 'n metal band en hulle kry 'n kans om hier by 'n metal show te speel, hier in die Kaap, en ons wil hom gaan support, en dit was amper half na 'n paar jaar waar ek vir 'n lang tyd net nie na gigs toe gegaan het nie, en net ek was net nie in daai wêreld nie, want mense van ander
mense het ander prioriteite en goed. En ons gaan kyk om by daai show en dit was so, jy weet ek onthou ek ry daar aan alleen want ek was 'n bietjie vroeër. En ek kom daar in en ek is net soos I felt at home. Jy weet, ek sal dit nooit vergeet nie. Ek hoor so heavy music en 'n gegrowl. Jy weet, dan kom in die venue in en daar's 'n vrou, nê, wat vocals doen. Rare. Wow. En dit is net energy is daar. Ja. Keep in mind dat, en dit is ook 'n side note vir nou dat ek kom maar aan en dit is een van die vriendelikste environments wat ek in 'n lang tyd gesien het, jy weet. En ek beleef daar en ons kyk 'n paar bands en iets gebeur met my daai aand. Nou, ek staan so een kant, ek en van my vriendens en ek hou die mense dop. En ek sien hier's verskillende tipe mense. Jy weet, hier's mense wat kom lekker musiek kyk en metal en hulle is in die moment, maar ek kyk te fyner na die mense en ek sien daar's groeperinge. Daar's mense wat lyk soos ek. Ja. Daar's ouens wat opdaag met hulle metal studs en hulle is in the game en hulle is geprep en hulle is gedress for the occasion. Dan staan mense wat jy agterkom, hulle kom leef hulle self uit op 'n ander manier. En daar's ouens wat aantrek met vroue klere, vroue wat aantrek met mansklere. Ek besef dat it is a sad world, yes. Maar Jesus doen iets in my hart daar en ek hou die mense dop en ek hoor hoe die Jesus vir my sê in my hart, ek is lief vir daai een en ek is lief vir daai een en ek is lief vir daai een en ek is lief vir daai een. Almal na wie ek kyk. En iets gebeur met my waar dit amper vir my begin voel soos 'n kerkdiens. Ek weet ek klink nou weird, maar ek beleef 'n stuk van die liefde van die Here vir almal daarso. Ja. En ek gesels met 'n vriendin van my wat toe daar is en ek sê vir hoor ek voel net hierdie liefde vir hierdie mense en sy sê toe vir my maar hoorie sy ken van daai mense. Daai is mense wat op 'n stadium seer gekry het in die kerk. En daai is hulle plek. Jy weet. En ek park dit toe in my hart en ek het hierdie experience van die liefde van Jesus vir mense by 'n metal show. Nou jy moet onthou nê dat toe ek as 'n kind was, die idee van metal het altyd 'n vorm van danger in dit gehad. Jy weet, dit was altyd soos half, daar was boeke teenoor dit, daar was preek teenoor dit, daar was 'n klomp goed, dit was altyd die dangerous side. Ja. En ek het dit altyd gelove, maar ek het altyd geweet, kyk wat die Here doen in daai wêreld. Jy weet, en ek kon 'n paar jaar terug by die metal show experience dat die liefde van Jesus daar is. En die Here het eintlik daai moment by gebruik om 'n groot ding by my te kom ruk. Om vir my net te kom herinner dat oral waar ons gaan, Jesus is daar. Amen. Hy is in die plekke waar ons nooit sal dink hy is nie, he's there. Want hy is nie vir mense. Ek gaan daai aand huis toe en ek kon nie slaap nie, want die Here het my hart kom aanraak vir die liefde van mense en ek besef toe, that's the trenches. Jy weet, daar's by plekke wat ons altyd dink die plekke waar net sekere mense na toe geroep is, waar ook al die scary plekke, jy weet. Ons sal verbaas wees om te sien wat die Here se hart is vir daai. Maar ek sal nooit vergeet, Adrian, die stem hier in my binnekant wat ek gehoor het, waar die Here so uitwys en sê ek is lief vir daai en ek is lief vir daai en almal wat hulle self individually kom uitleef daar, so jy weet ons. En die Here maak dit sy liefde bekend. En dit was by my net weer hierdie nuwe journey om te besef dat oral waar ons is, die Gees van die Here is in ons. He's with us. En daar's mense wat aangeraak wil word. Weereens het ek nou genoem met die saggeeste, né? En dit is sad dat baie keer ook mense voel baie keer hulle word weggedryf van kerk af. As gevolg van goed en as gevolg van klomp dinge wat gebeur ook al, maar hoe amazing is dit nie om te weet dat as die Here werk in die harte van sy kinders, sy mense, en ons maak net ons hart 'n bietjie oop vir wie daar buite is, gaan ons verbaas sien hoe vinnig mense oop kan wees vir wie Jesus is, vir hulle.
Yes, so dis die journey, dis die storie en wat dit by my kom doen het. Ek het so 'n paar jaar terug ook toe kyk ek, jy onthou seker toe die band POD uitgekom het. Ja, ou. Ek was 'n Yes, groot dit- fan gewees. Groot fan. Ek onthou nog toe POD daar in 2001, toe ek so 16 jaar oud, toe POD dit nou, jy weet nou mooi bekend begin maak in Amerika en in Europe, maar hulle was nog net so rapsie bekend hierso. Dus ek wou net POD se musiek, toe stap ek na die CD winkels toe om dit te gaan luister as kind. Nou vra ek vir die ouens by die counter, hoor jy het julle musiek van POD? Toe kom ek agter dis nog so groot en die ouens wat pod. Jy weet. Ja. Musiek van soek hulle pod. Maar ek het 'n interview gekyk 'n paar jaar terug van Sunny, wat die lead singer is van POD. Yes. En net die hart wat daai ou het vir Jesus, Ja, en waar ja. Jesus hulle gebruik het deur wie hulle is as mense, deur hulle talent en hulle passie, net te vat na avenues en platforms toe. Ek meen hulle het Ozfest gespeel as Christene, jy weet. En ek voel net dit wys vir my dat Jesus skrik nie vir genres en spookstories en wat ook al nie. Hy gebruik hulle. Dis so sad. Sunny vertel hoe hulle in die een interview wat ek gekyk het, hoe hulle in 'n bus gery het Ozfest toe. En hoe hulle by die venue aankom en daar staan Christene buite die venue met pickets en signs and whatever. Signs en hulle protest Ozfest. En Sunny sê, o jene, hier word die show geprotest, en hoe nader Sunny hulle ry aan die mense met hulle bus, kom hulle agter, hierdie mense is nie besig om vir Ozfest te protest nie, hulle protest vir POD. Wat by Ozfest speel. Ja, so die Christene haal toe die Christene uit, versus om te sê, hoorie, maar kom ons as Christene celebrate hierdie kinders van die Here wat hulle talente vat en hulle gaan maak 'n impak in die wêreld. Ja. Dis net vir my interessant nou hoe die ouens saam met wie hulle gespeel het daai tyd. Hulle het saam met Korn gespeel en al daai ouens, en jare later kon jy sien hoe Brian Haid Welsh van Korn tot bekering gekom het. Ja, en Fieldy ook. Ja, daai ouens het die Here ontdek, en as jy sien wat die Here begin doen in daai wêreld nou, nee, die ouens wat tot bekering kom, die ouens wat Jesus begin ontdek vir wie hy is in daai wêreld. En dit is 'n wêreld wat vir ons amper al gewys is, stay away, dit is gevaarlik. 100% ou. 100%. Ek dink die ding is soos, ek het 'n vinnige storie toe ons tot bekering gekom het. Wel nie tot, ek het baie in my lewe tot bekering gekom. Ek kom nou partykeer nog tot bekering. Maar toe ek die laaste keer, kom ek sê, regtig die soos committed decision gemaak het om Christus te pursue, was in 2007, en ek kan onthou, ek en my een chommy Jochie, en hy is ook 'n heavy metalhead, hy daai dude luister net, as hy nie skree is hy, dan luister hy dit nie, verstaan. Maar ek het so song, daar was 'n song van Under Oath, some will seek forgiveness and others escape. So ek het actually eers in die metal scene ingegaan, voordat ek daai laaste besluit gemaak het om Christus te pursue. So ek was nog al my lewe ook 'n Christen, in die kerk groot geword. My ouers is nou nie in die bediening nie, maar committed elke Sondag kerk toe, lief vir die Here, nie gedrink nie gerook, was so solid Christen kerkmense. En ja, in elk geval, ek kry toe hierdie song van POD en ek van Under Oath, en ek wil dit nou vir hom speel. Maar nou sit soos, ons is in Bellito, en ons is daar met 'n doel, verstaan, dis nie van 'n retreat nie, dis nie 'n Christen retreat nie, as ek dit so kan stel nie, dis is, ons is daar, ons is 10, ek sê boys, want jy weet, ons was die boys geweest, maar ons is 10 ouens, wat daar is, met 'n rede, verstaan, ons is daar vir 'n doel. En die eerste aand, speel ek vir hom hierdie song, en ek onthou, ons sit so in sy kar, en ek het soos 'n dubbel brandewyn en coke, en hy het soos 2 rams, want hy het nou net daar aangekom, en hy moet nou opvang, ons het vroeër al gegaan, en hy het soos 2 dubbel rams en coke in sy hand, en ek speel vir hom hierdie song van Under Oath. Jy's ou, en ewe skielik gooi hy dit net so by die venster uit, en ek sê, wat doen jy? En hy sê, nee dude, ek's klaar.
ek's klaar. Want in hierdie song is aan die einde dan sing hy Spencer, Jesus, I'm ready to come home, nee. En dis wat die woorde wat my ook gevang het. Die song se naam is Some Will Seek Forgiveness and Others Escape. En in elk geval, lang storie kort, ek en hy kom daar in die bakkie tot bekering. En ons bid saam en ons gee ons harte vir die Here. En ons 'n ander ou kom maar aan en hy sê wat doen julle? En ons sê nee, ons het net ons harte vir die Here gegee. Hy sê ek wil dit ook doen en hy gee sy hart vir die Here. Maar hy het nou nie hy het nie so drastically gechange soos ons nie, maar hy is onlangs oorlede, so ek hoop dat daai aand het 'n impak gemaak in sy lewe. Maar in elk geval, ek en nou moet jy verstaan, ons is op hierdie, kan ek sê, spring break, as ek dit so kan sê, tweede matriekvakansie, as ek dit so kan stel. En ek en hierdie chommie van my joggie, ons sit op die stoep en drink koeldrank en die ouens gaan klub. Jy weet, hulle gaan bars toe en gaan party en ek en hy ons is daar vir my verjaarsdag ou. So die verjaarsdag maat gaan nie saam uit en gaan party nie. Ons sit by die huis, ons drink koeldrank en ons praat oor die Here, ons lees Bybel en dit is so 'n massive change gebeur net in daai oomblik. Wow. En nou om terug te kom by jou, wat ek wil sê, om dit aan te taai met jou punt. Ek sit daar en ek sê vir hom, ek noem 3 name. Ek sê vir hom, ons gaan die meeste sukkel om hierdie 3 ouens te oortuig van Jesus. En die een is sy broer en die een is 'n baie goeie pel van ons Armand en ek kan nie onthou wie was die ander een gewees nie. Maar in elk geval, en hy sê ja, hy dink ook nogal dit gaan die moeilikste wees om soos met hulle te praat oor die Here, om die gospel mee te deel. Ek lieg nie vir jou nie. Daai 3 name is die eerste 3 ouens wat tot bekering gekom het in ons vriendegroep. En wat ek eintlik net wil sê is, don't challenge God, man. Verstaan jy? Dis nie ons, en dis wat ons doen, en soos jy sê, ek weet van daai fase, wat die kerk so anti-metal, anti-speelkaarte, Satanic Panic. Yes, Satanic Panic era. En dit is daai hele ding van die grootste metal bands in die wêreld is Christian metal bands. Dis ouens wat die gospel versprei. Die music industry, yes, is 10-1 die most demonic industry in die wêreld, by all means. Die entertainment industry eintlik in geheel, maar dit is waar God die meeste beweeg op die stadium. In die entertainment en in die music industry is dit soos, daar's soveel sangers, performers wat tot bekering kom, wat terugdraai na Jesus toe, wat nou, ek meen die ou van 3 Doors Down, wat nou, ek dink hy's verlede week oorlede, aan kanker. Daai ou het net, soos die laaste 5 jaar of iets van sy lewe, het hy op elke liewe stage Jesus proclaim en gesê vir mense, turn to Christ, he is the answer. En hy staan op daai verhoog met kanker, hy is besig om dood te gaan. Ja. En baie mense sal sê, ja, maar kyk, hy kanker, hoe kan God hom laat doodgaan en sulke goed, maar soos hy, man, ten spyte van sy kanker, het hy die liefde van Jesus geken en gesien en die gospel versprei. So wat is ons verskoning? Exactly, ja. En jy kon dit sien, hè? Jy kon sien op die manier hoe hy dit doen. Something happened, iets het gebeur in sy liggaam. Iets het gebeur, daar was siekte, maar jy kon sien op sy gesig dat as hy praat van Jesus, en ek het daai video's gesien waar hy preek Jesus van die stage af. En dit is so amazing. So, ekskuus, ek wou nie in die rede geval. Nee, dit is cool. My story is klaar. Wat my great is van, ek dink ook die impak wat die Here maak in daai rock world, daai metal world is, die ding van harde musiek, van metal is, die lyrics is baie real. Jy weet, it's real music. Even in baie van die geestelike metal wat daar is dis ouens wat hulle journeys deel. En daar's iets van daai realness wat ek dink almal se harte oopmaak. Jy weet, want wanneer relate mense die maklikste met ons, met jou, is wanneer daar realness is. Dit was my so cool, so op 'n stadium op een van jou van julle episodes, die gesprek wat ek gekyk het, wat jy eendag gehad het met Kobus Siebrits,
van die bomb shelter, jy weet. Ja. Dit was my net so lekker om te hoor, hier's chats van realness, net om harte oop te maak, jy weet. En ek kom dit agter in gesprekke wat ek het met mense, net as jy net jou hart oopmaak en jy kan net sê what's going on in your life, sê exactly hoe jy voel, dan relate mense. En ek dink ook weens terug, ek dink dis regtig hoekom ek dink die Here begin werk in daai wêreld, want ouens praat die waarheid. Ouens share hulle journey, maar hulle point dit na Christus toe. En dit maak dit oop vir mense om te kan link daaraan, want weer eens, hoe baie keer in kerke mense amper al vir hulle deurtjies vir mekaar toe begin maak het, jy weet. Ek het hierdie ding, as ek 'n gesprek het met iemand wat diep is oor hulle journey, dan het ek hierdie ding begin doen waar ek vir mense sê, one-on-one, jy weet, in 'n baie vertroulike setup, as iemand nou struggle met 'n ding, jy weet, dan sê ek vir hulle, maar kom ons vat 'n moment, sê exactly hoe jy voel. Sê presies. Jy weet, no holds barred, no parental advisory, explicit content sticker, sê hoe jy voel. En dan sien jy daai release, wanneer mense begin sê hoe hulle voel, want kom ons wees completely honest, die Here weet in any way wat 'n mens se hart aangaan. So dis daai openheid, jy weet. Maar ja, ek's met jou, en die Here doen amazing dinge in daai wêreld, en dit het my net weer kom herinner dat everywhere, I mean, ek love wat jy gesê het, is die Here kan 'n impak maak in van die hardste harte. Weet jy wat vir my amazing? Ek onthou op skool, jy ken daai ouens wat jy so gesien het op skool, wat mense onthou net, jy weet nie wat se future daar is vir daai mense nie, die ouens wat die grootste scumbags was op hoërskool, wat jy kind of al van vergeet. Dit is vir my amazing om te sien die laaste paar maande, dan check jy weer post op social media, die een het op bekering gekom, of daai ene word gedoop, of daai ene share iewes skielik skrif, en ek dink by myself, maar dis die mense wie ons kind of condemn het, en soort van afgeskryf het, en die Here het 'n ander vibe daarmee. Die Here sê, nee, ek het 'n plan met hierdie mense. So, ons moet nie die Here challenge met wat ons dink hy kan doen en nie kan doen nie. Hy kan harte aanraak. 100% man, en dis beautiful, dit maak vir soveel beter storie, verstaan, is soos, ek dink, en ek love daai punt wat jy maak van die honesty, jy weet, die rawness, die openness, want dis wat Dawid gedoen het, jy weet, toe hy, die simboliek van hy wat kaal voor God gaan dans, dit is soos, ek is bloot, ek ontbloot nie myself nie, ek is bloot, ek is kaal voor u sien my, verstaan jy, soos niemand anders my sien nie, en dit is die ding, is soos, om jouself regtig te gaan ontbloot voor Christus, en ek praat nou nie van om jou fisies jou klere uit te trek nie, maar om jou geestelike klere, al die shield af, al die skerms af, al die facades af, die social media, die filters, haal die goed af, en dit is wat ek het die verlede week 'n ding gekyk van Wes af, wat vir my baie cool was, wat hy gesê het, soos, ek dink ons verstaan daai come all you weary, wat Matteus 14 dink ek, wat hy sê, jy weet, come all you weary, all you heavy laden and burdened, jy weet, kom vat myne, want myne is lig, en my juk is sag, jy weet, ek probeer nou alles in Afrikaans vertaal, want dit is eintlik 'n Afrikaanse show, maar ek lees Engels Bybel, so dan klink dit of ek, maar in elk geval, julle ken die vers, nee, come to me all you are burdened and heavy laden, and I will give you rest, my yoke is easy, my burden is light, daai hele ding. Maar wat hy eintlik sê is, wat hy eintlik ervaar daar is, dat God sê vir ons, kom wees eerlik. Dis wat ons moet doen. Is nie noodwendig van, hy vat fisies ons burdens en hy dra dit nie, want die ou met wie hy in gesprek was, het gevra, soos hy gee al sy probleme vir God, maar God hanteer nie die goed nie. En hy sê, maar dis nie eintlik wat dit bedoel nie, dis nie eintlik wat soos, Here, hierdie is 'n probleem, hier sit vir u, hanteer dit nie. Dis nie eintlik wat hy bedoel nie, en dis nie eintlik wat ons verhouding met hom moet wees nie. Ons verhouding moet nie wees van, ek gee alles vir u, hanteer dit nie. Dis soos, gee vir my die krag om deur hierdie goed te gaan. Ek meen, Dawid sê,
Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for my God is with me. Hy sê daar, ek gaan nog steeds deur die dal van doodskare weer. I'm still gonna go through it, whether I'm with Christ or not. But with Christ, I will fear no evil because you are with me. Nee, en dis die ding is soos wat ek dink partykeer ons dink is soos okay, ons gee alles vir God en hy gaan dit net hanteer. Hy sê nee, daar is nog steeds transgressions, daar's nog steeds aanvalle, daar's nog steeds al daai goeters want soos Paulus skryf in Romeine 5, hy sê van daai goeters produce iets. Nou wat produce dit? Dit produce karakter. Dit produce endurance. Ons moet sterker word, ons moet groei. Anders sou Paulus nooit geskryf het, julle moet nou al volwassenes wees, maar ek moet nog steeds vir julle voer met melk. So daar is 'n groot proses. Daar's 'n groeiproses wat ons moet besef gebeur saam met Christus. Dis nie net 'n ding van, ek het my hart nou vir die Here gegee en nou kan ek chill nie. En nou kan ek in die stands gaan sit en nee, nou begin jou resies eers. Nou begin die lewe. Nou begin die inteendeel daar's ek in baie gevalle gee jou hart vir die Here, dan raak jou lewe moeiliker. Want dis soos nou is die vyand op jou, man, en jy het 'n target op jou rug en hy sê ek wil nie hê jy moet in hemel toe gaan nie. Ek haat jou, ek wil jou doodmaak. En God is soos kom net na my toe. Ek het jou. Ek beskerm jou teen die enemy, maar jy gaan nog steeds hierdeur moet gaan. Want dis soos kyk Star Wars, verstaan? Dit is nie soos Luke gaan na Yoda toe en Yoda fight al sy battles vir hom. Yoda guide hom en sê vir hom dis hoe jy jou battles gaan wen. Verstaan? Wil nou nie vir Jesus vergelyk met Yoda nie, maar net as 'n praktiese voorbeeld is Jesus, die Heilige Gees is ons guide en ons moet na hom, ons moet hom trust om ons deur hierdie goeters te guide. Maar ja, sorry, ek weet nie eers hoekom ek nou hierdie hele storie vertel het eintlik nie, maar ek weet dit is van toepassing op wat jy gesê het. Dis awesome, nee, en dit laat my net besef soos die journey bly die journey. Ek dink ek het vanoggend met 'n vriendin toe chat ons gou so vinnig, jy weet, en ons praat oor die hele ding van 'n groot Christen versus 'n klein Christen. Mense gooi baie keer daai term rond en mense het eintlik op 'n punt gekom, maar dis maar net my gevoel. Ek dink die term van groot Christen en klein Christen irriteer mense amper half, jy weet, want dit laat mens altyd voel jy's hierdie opmeting, maar jy groei, jy weet, mens journey, en ek dink nie die Here meet ons journey die manier soos ons meet nie, jy weet. Ek dink die Here stap saam met ons 'n pad van verhouding, en soos enige ander verhouding en 'n journey van die lewe is al dinge wat mens ontdek, dinge wat mens in groei, dinge wat mens deurstap, en weer terug op die hele ding van realness met dit. In my journey met die Here kom ek agter, daar's baie dinge om oor te journey en te share met die Here, net partykeer is soms maar dinge, jy weet, partykeer is mense in hierdie brein van mense, dis daar goed wat mense partykeer uitfigure, en my belewenis is net die laaste tyd, even in my gesprekke met die Here, hoe real ek is met hom, hoe lekkerder is die verhouding. Ek het so jaar terug het ek 'n moment deurgegaan waar, noem dit maar 'n blues psalm moment wat ek gehad het met die Here. Mense het mos maar partykeer so Lamentations, lamentation, jy weet. Mense so of mense weet as die kerkmense hoor wat ek nou vir die Here gaan sê, dan skiet almal saam 'n koronair, jy weet. En vir daai tipe oomblikke, maar was een van my moments met die Here waar ek net one-on-one net gemoun het en net vir die Here gesê, Here, kom ek wees completely eerlik, en I just put my heart on the table, nee. En die lekkerte om te besef dat dit wat ek sê en dit wat ek share, die Here het nie, ek het nie een oomblik die idee gekry die Here hardloop weg vir my woorde nie. In fact, ek het beleef die Here sê, finally, now we can talk. Jy weet, want nou is pretensie weg, nou is net my hart op die tafel, en so moeilik soos wat journeys partykeer kan wees, love ek baie oomblikke wanneer jy voor die Here kan staan en sê, Here, hier's hoe hierdie burden lyk, hier's hoe die moment lyk,
let's help my. U sien waar ek is, u sien waar ek deurgaan, u sien wat die moment in die journey is, Here. En mens beleef net hoe mens groei in daai verhouding. Ja. En ek honor dit. Ek honor die Here dat hy sy hart so oopmaak vir ons. Ja. So dis maar lekker. Dis cool man, ek love it. En ek dink dis die ding is soos ons moet daar's klomp voorbeelde hou en as jy die Bybel actually lees en actually tyd spandeer in die woord, dan sal jy sien want ons veraf God selfs baie keer die apostels, right, die disciples. Ons is baie keer dan kyk ons na hulle en dink jy's hierdie ouens moes 'n perfekte lewe gelei het, maar it's far from the truth, right? Daai ouens was flawed en hulle het foute gemaak en hulle het en Jesus moes hulle baie keer rebuke en hy moes hulle baie keer terugbring op die pad en baie keer vir hulle sê, daar's 'n paar keer wat Jesus vir sy eie disippels sê, you of little faith. Verstaan jy, dis soos ek dink ons 'n mispersepsie en in die kerk dat die saints was perfek, maar dit is nie die woord saint beteken nie jy was perfek nie. Verstaan, dis die ding is soos daar was een wat perfek was. Daar was een wat goed was. Inteendeel toe die ryk jong man na Jesus toe kom en sê good master of good teacher. Toe sê hy vir hom, why do you call me good? There's none good but the Father who is in heaven. Selfs Jesus het homself nie as goed geag nie. Verstaan jy? Dit is soos dis 'n ding wat ek dink mense moet net besef is soos man, jy gaan partykeer skeef trap en jy gaan partykeer jou toon stamp en jy gaan partykeer soos jy nou sê voor God moet kom en vir hom sê Here, I am struggling, I am not holding it together. Ek is besig en gewoonlik kom daai goeters omdat ons uit ons eie krag wil operate. Omdat ons nie staat maak op sy wysheid en sy krag en sy genade nie. Ons wil iets self doen, ons is besig om besluite te maak sonder om hom te in ag te neem of hom te raadpleeg. En ons almal doen dit. Die punt wat ek eintlik wil maak is ek en jy is net normale dudes wat lief is vir 'n perfekte God. Ons is normal, we are normal, flawed human beings that is in love with a perfect God. En ons streef daarna om soos hy te wees, by all means, ons streef daarna, soos Paulus sê, imitate me for I imitate Christ. Maar ons streef daarna om soos Christus te wees, om soos Jesus te wees. Maar as ons regtig soos hy kon wees, dan dink ek nie dit sou nodig gewees het vir hom om te kom nie. Verstaan jy wat ek sê? Dis daai hele ding van, ek wil nie eens eintlik in hierdie ingaan nie, maar dis daai hele ding van hierdie ek wil nie sê Messianic Jews nie, maar hierdie ouens wat die wet so volgens die wet leef en goeters. En dis soos ek love it dat hulle commit tot God. Ek dink daai dedication is awesome, maar commit jy tot God of commit jy tot die wet? En daar's vir my 'n triekie, soos 'n fyn lyn, amper soos 'n invisible line van was dit regtig nodig vir Jesus om te kom of nie? Want as jy die wet kan onderhou, dan was dit nie nodig gewees vir Jesus om te kom nie, want hy moes kom om die wet te kom volbring en om die prys te betaal van die wet, want die prys van die wet was offer. En ons kon nie die wet onderhou nie, die Israeliete kon nie die wet onderhou nie, en daarom moes Jesus die prys kom betaal. Want in elk geval, ek wil nie in dit ingaan nie, ek noem dit net, jy weet, ons is flawed, en ek dink hoe vinniger mense dit besef, en oop kan wees daaroor, en soos Paulus sê, I boast all the more in my weaknesses, because God is made perfect in my weakness. Dis daai hele ding van, moenie bang wees vir jou weaknesses nie, moenie bang wees vir jou flaws nie, inteendeel, dis die ding wat jou nader aan Christus kan bring, want die oomblik wat jy, en ek het dit al soveel keer gesien op hierdie show, is die oomblik wat die verandering het gekom, die oomblik wat die ouens na Christus toe gegaan het, na God toe gegaan het en sê, ek kan nie meer nie.
Ek kan dit nie doen nie. Ek kan nie ophou drugs gebruik nie. Ek kan nie ophou drink nie. Ek kan nie ophou op my vrou verneek nie. Ek kan nie ophou pornografie kyk nie. Wat ook al dit is, fill in the blank, die oomblik toe hulle daar kom waar hulle rock bottom is en 100% oop en eerlik is met God, toe kom die verandering. Toe Ja. kom die deurbraak. Ja, Want want dis 'n oomblik van oorgee, nee. resignation, ja. Ja, oorgee en mens kom op 'n punt waar mens swaard probeer en dan is dit 'n moment van jy gee nou op. So opgee en oorgee was vir my kind of dit gaan ook nou weird klink, maar ek het altyd in 'n journey in 'n pad van stap met die Here, het ek altyd die term van opgee en oorgee gesien as intertwined in Ja. my journey. Ja. Want opgee is 'n ding van eerlikheid. Ek kan nou net nie meer, maar dan kom jy op 'n punt waar jou opgee is eintlik jou oorgee en sê, Here, hierdie is nou net wat U kan doen. Maar weet jy waar ek sit en dink dat terwyl jy praat waar die pressure van daai tipe goeders vir my afgeval het. Weer eens in my awakening amper al van hierdie verstaan van verhouding met die Here is die Here my net weer laat besef het wat's my default, nee. Ek's 'n kind van God, skape in sy image. Want ek het op 'n punt al baie keer gekom waar mense dink as mens probeer so hard, nê, en mense het pressure oral, mense het almal wat vir mense kyk in die ministry alleen, ek meen daar's mense het pressure, jy weet, maar dis pressure wat baie keer op onsself plaas. En waar mense dink jy's maar ek moet nou 'n perfekte worship leier of 'n perfekte leader of 'n perfekte dit en nie dat wees en die Here het net vir my gesê, ek het jou eintlik gemaak om my kind te wees. Ek glo En dit. dit jy ontdek al klaar wat dit is om kind te wees. Ek kyk na my eie kinders byvoorbeeld, jy weet. Ek het nie my kinders oor die vingers getik toe hulle probeer van kruip af beweeg na loop toe nie. Jy weet, ek het gesê jy loop nou lelik, jy weet jy weet jy loop nou nie mooi nie, jy loop nie alles vas, jy trek alles van die tafel af, jy weet. Want hulle is 'n proses van kruip na loop toe. Jy weet dit is 'n ingebou, jy weet, en ek dink ook in ons journeys self, daar is dinge wat ons baie keer deur kruip en jy leer om te loop en mens stap deur daai journey en as kind van God is dit fine. Jy weet, om mens figure 'n paar dinge uit. Maar weer eens, is nie die hart van die Vader wat mens ontdek in verhouding. Maar daar het ek het besef, toe val die pressure van my eintlik al af en dit is 'n lekker plek te wees. Ja. Ek like dit, man. Ek dink dit is 'n mooi uitkyk op dit om soos net te besef, ek try my beste, maar we've all fallen short of the grace of God. Verstaan jy? Ons het almal kort geskiet en soos wat ek nou gelees het van Theodore Roosevelt is jy weet, there is no effort without shortcoming or error. En dis die ding is, soos maar die effort is die belangrike ding. Waar ons partykeer fokus op die shortcoming. En ek dink dis daai hele ding om te fokus op die effort, te fokus op die reis wat jy hardloop. En ja, jy gaan dalk partykeer val en jy gaan dalk partykeer seer kry of iemand gaan in jou vashardloop of wat ook al. Maar die effort is belangrik. Ons gaan maar Jesus is die een wat ons oor die lyn gaan trek. Verstaan jy? Hy's die een. He's gonna get us across the line. En om ook eintlik dan daai grace met jouself te hê ook, net soos wat hy het om te sê ek gee net my beste. Jy weet dis daai cliché van just do your best and God will do the rest. En ek dink dit is eintlik dis 'n cliché want it's because it's true, right? Dis is ons gee net ons beste. Ek try net my beste om 'n gehoorsame diensknegt te wees en ek love it. Dis awesome vir my. Jy weet en soos ja man, ek gee nie om te sê vir iemand ek is 'n slave of Christ nie. Verstaan jy? Ek is 'n diensknegt van hom. Ek wil hom serve. Ek wil my beste gee. Ek fail heavy baie daarin, maar die effort is nog steeds daar. Dis nie dat ek dan ophou en nie meer probeer nie.
ek staan maar weer op en stof myself maar af en sê, okay, Here, hier gaan ons nou alweer, jy weet, vir die duisendste probeerslag, maar ek staan elke keer op en try weer. Ja, en die mooie ding is ook, wat vir my baie lekker is om te weet jy kan mense ook in jou lewe hê, nê, en hoe belangrik dit is om te weet dat jy daai close vriende kan hê in die journey om partykeer ook hierdie goeders mee te kan share, want mens kan dit nie alleen doen nie. Ja. Mens het 'n God om mee te praat, maar mens het partykeer 'n soundboard van mense wat saam met jou in die trenches is. Ja, 100%. Die deal. Yes. En ek dink dit is ook 'n ding wat ek dink die laaste tyd, ek dink aan Christen mans byvoorbeeld. Jy weet, as al een ding is wat Christen mans kan doen definitief, is om partykeer vir ouens rondom hulle te kan wys dat yes, we've got the muscles, man, we're strong, we can do our thing, maar ons is ook man genoeg soms te kan sê, guys, hier's my struggle ook, soos julle kan real wees, kom ek wees ook real, en ons sal obviously ons nou, jy weet, ons gaan nie ons realness post oral nie, maar in plekke waar jy weet, jy safe by mense te kan sê, maar soos julle ook deur dinge journey, hier's dinge wat ek ook oor journey, en kan mens instaan vir mekaar en mekaar dra ook. Dis vir die liggaam van Christus baie sterk inkom. Dra mekaar se laste. Yes, man. Yes. Vir mekaar. Die mekaar begrippe van die Bybel. Kyk hoe baie keer die mekaar begrippe aangeraak word, wat vir jou wys, dit is maar 'n spansport, nee. Ja, man. Ek love dit, ou, en ek dink dit is dalk 'n goeie punt om hierdie chat af te sluit, is net om van mense te sê, soos go together. En dis al julle, weer eens, ek quote nou weer ietsie, maar dis waar, jy weet, dis daai, if you wanna go fast, go alone, but if you wanna go far, go together. En dis die ding van Jesus ook, as jy kyk na die ministry van Jesus, hy het sy disciples baie selde een uitgestuur. Hy het hulle gewoonlik in 2 of ten minste 2 of 3 ouens uitgestuur. Yes. Om saam te beweeg en saam te bedien en soos Prediker ook sê, jy weet, 2 is beter as 1. En daar's soveel voorbeelde uit die skrif wat vir ons sê, kry daai ding. Maar ek meen, die coolste een vir my is in Psalm 1. Wat eintlik vir jou sê is, jou kring is belangrik. En jy weet, jou kring is moenie 'n kring van spotters wees nie, 'n kring van goddelose wees of ja, en dit is die dinge soos kry mense en daar's soveel mans wat dit lek, maar daar's ook soveel mans wat dit doen. En dis die goeie nuus. Die goeie nuus is, jy hoef nie meer hard te soek om so 'n groepie te kry van manne wat by mekaar kom en share en saam bid en praat oor Jesus en hulle probleme en sulke staf. So, soek so 'n groepie, kry vir jou 'n kring van manne wat jou arms kon oplig en ja, man, soos vat jou tyd. Ons het 'n ding begin in Pretoria Fires. Dit is eintlik 'n ding wat John Eldridge hulle begin het in Amerika, en ons het 2 fires hier begin in Pretoria, en dis awesome, ou, om te sien hoe ons kom 1 keer 'n maand by mekaar, ons staan om 'n vuur en ons praat, en van die ouens kom daar, en hulle praat vir die eerste 6 maande nie. Hulle kom staan net daar en luister na ander ouens se stories en probleme, en dan as daai ou oopmaak, dan besef jy, okay, nou weet ek hoekom jy vir 6 maande nie geshare het nie. Maar wat ek vir jou wil sê is, daaruit kom daar altyd healing. Dit is so mooi, mans wat huil voor mekaar en net soos raad op is en broken is, en dan is dit soos, hier is die ander ouens spring in, ou, en hulle tel daai ou op, en hulle bid vir hom, en hulle troos hom, en as daai ou daar wegstap, is hy a changed man, hy's a changed man. So, ja, dis awesome om te sien. Ek love daai laaste bietjie, jy weet, daai laaste ding van jou, want ek dink dit is soos van die beste raad wat ons nou vir mans kan gee, is soek ander mans saam wie jy kan journey.
Yes, van die need daar buite. Nou, ons het nou so vinnig geraak aan die voorbeeld van die metal show, jy weet. Ja. Daar was dudes daar wat ek weet, hulle het net they got the need to connect. En hulle smeek eintlik iemand wat kan sê, hoorie, ek sien jou. Wat is jou naam? Jy weet, what's your name, man? Kom ons chat. So daar's needs daar buite en ek honor ietsies wat julle het soos fire, is 'n geleentheid waar mense net kan oopmaak, nê, en people want to do that. En ja, hoe meer sulke goeders, hoe beter. Yes, amen nou. Hey Rian, thanks man. Ek dink dit was 'n baie cool chat en dit was stigtend vir my ook. En ek glo dit sal vir die kyker ook wees en ja man, as jy enige laaste thought het wat jy wil deel, is jy welkom. As nie, is dit ook cool. Ek gee maar net altyd vir 'n oue geleentheid, maar as niks is nie, that's fine. Ja, ek dink so laaste enetjie net, ons praat so oor die woord, ag nou soos 'n tipiese preacher klink, maar die moments wanneer mens voel mense wagons val 'n bietjie af en mens verloor tred net. Jy weet daai moments waar mens kom as 'n kind van die Here en mens voel net soos yes, I just don't feel it. Nee, mens voel 'n bietjie plek. Die eerste deel van Efesiërs, 'n mouthful. Ek dink elke moet op hulle eie gaan lees, want dit sê vir jou exactly wie jy is, wat die Here se plan is met jou, hoe blessed jy is, en dit herinner jou die power in die woord, nê. Want dit praat daarvan we are blessed, nê. Die Here het ons gekies om blessed te wees. En dis iets wat ons met mekaar en almal aan kan herinner van die hart van die Here. So dis al wysheid wat ek verder het om te deel. Dit is Efesiërs 1. Ja, die hele eerste deel van Efesiërs 1 en dit raak so lekker dat mense nie kan ophou lees nie. So hy's beter as 'n gedagte vir die dag post-it wat mense kan plak op 'n fridge. Hy's 'n mouthful van blessings. Dis awesome man. Ek sal vir Julian, my editor, vra, Julian, asseblief sit hierdie in vir ons hier iewers. Al is dit net Efesiërs, gaan lees Efesiërs 1 hier iewers. Maar ja, dankie, dis awesome. Ek waardeer dit. Rian, dankie man. Bless jou ou en ek hoop dit gaan goed met julle ministry en met julle kerk en met die musiek en met jou gesin en ja, mag dit 'n jaar van oorvloed wees, man. Amen. Self vir jou, Adrian, en die Here seën wat julle doen, man. Dankie vir die gesprekke, dankie vir die diep gesprekke en ja, dit raak lewens aan. Go for it, man. Thanks, ou, ek waardeer dit. Ek gaan julle groet en dan gaan ek en Rian dalk net gou nog bietjie chat, maar ons sien julle dan. Eerstens dankie dat julle ingeskakel het en dan sien ek julle in die volgende episode. En as julle ooit in die Tygervallei Bellville area is, Rian hulle se kerk Doxedeyo. Ja, Doxedeyo Tygerville. Yes. Tygerville is daarso, dan kan julle daar inpop en vir hulle gaan kuier en ja, sien julle in die volgende een. Cheers julle.